Kan jy my duidelik hoor? Amen. In die lig van wat die Here met ons gedeel het, wil ek vanmôre net kort met u gesels. Weer eens baie welkom aan almal. Dis vakansietyd. Dis die laaste naweek van die vakansie, so almal breek 'n bietjie weg. En ons gun hulle daar die kans en geleentheid om bietjie te rus ook voor die kwartaal weer eens begin, maar vir u wat getrou is, baie welkom. Baie welkom. Aan die besoekers, baie welkom. In ons laaste kwartaal het ons gepraat, grootendeels en het gesien, ons het baie mense gedoop. Die Here met ons gepraat oor, ek wil hê jy moet terugkom na jou roeping toe, ek wil hê jy moet my volg. Want wat is jou eerste roeping? Mense sê, ja pastoor, ek het 'n roeping, ja, prys die Here, en daar's 'n bediening. Eerste ding waarvoor jy geroep is om te volg. Toe die Here by sy disippels kom, het hy nie vir hulle gesê, hoor hierso, hier is jou bediening, kom, laat ons gaan nie. Wat het hy gesê? Volg my. Dit beteken om te sien wat hy doen, te ervaar wat hy doen, en in verhouding te groei, want wat het die disippels gedoen? Hulle het 'n belewenis gehad en hulle het gegroei saam met Jesus. Toe die kwartaal so uithardloop, toe sê Here, ek sê moet ons aangaan op hierdie pad van volg my. En ek het laas week gaan sit en net gesê, Here kom praat met my, en die Here het met my gepraat. Dis waarom ek vanmôre begin, die nuwe kwartaal wat voor lê, en dit begin nou, nie vandag nie, maar Dinsdagoggend is die skole wegtrek. Ouers, dankbare harte. Daar's net so 3 ouers. Ouers, dankbare harte. Amen, prys die Here. Jy sien, daar's altyd plek vir 'n dankbare hart. Kinders, sterk by die voete, bid vir julle. En ek sit by die voete van die Here en dis nou maar net 'n beeld. Ek sê, Here, waarheen gaan ons in die nuwe kwartaal? En die Here sê vir my, vertroue. Wie van julle ken die woord vertroue? Dis 'n lekker ene. Ek sê, Here, nee, net nie hierdie woord nie. Die Here sê, ek wil hê jy moet oor vertroue praat. Ek sê, Here, wat kan ek sê oor vertroue? En daar vat die Here my op hierdie ontdekkingstog van vertroue. Darman, skryf die volgende oor vertroue. Trust takes years to build, seconds to break, and forever to repair. Ek sê, Here, dis nou 'n tipiese wêreldse siening, né? Takes years to build, seconds to break, and forever to repair. Die HAT begin en hy sê die volgende, nou HAT, jy almal ken dit, sy ou woordeboek, Afrikaanse woordeboek, hy sê, die geroep, en dis hoe hy dit verduidelik, die geroep dat jy op iemand kan staat maak, of nie. Geloof in die betroubaarheid van 'n persoon of saak hê, of nie. Dit alles hang af van 'n gevoel, 'n belewenis van of 'n waarneming van, intuïsie, wat jou besluit laat neem. En dan verduidelik die HAT, hy sê, dit gaan aangaande sake met vertroue, is 'n belangrike element wat 'n moderne samelewing het en by mekaar hou of probeer hou, soos byvoorbeeld polisie. En toe die HAT polisie gebruik, toe dog ek, o my siel.
Maar dis wat ons by mekaar hou. Die Engels stel dit to trust, to have confidence, en dan interessantheidshalwe sê hy, to have faith. To have trust, to have confidence, or to have faith. Nou vra jy vir my, pastoor, waarheen is jou pad? Kom ons vat hierdie reis. Kom ek wys vir u ietsie. Stephen Covey het gesê rondom vertroue, hy sê, trust is the glue of life. Trust is the glue of life. Tweedens sê hy, trust is the most essential ingredient in effective communication. Interessant, né? Hy het 'n baie interessante boek geskryf. En dan sê hy ook, Covey sê, trust is the foundational principle that holds all relationships. The foundational principle that holds all relationships. Maar wat nou interessant is hoe ons gevorm word vanuit die wêreldse perspektief om te vertrou. Verstaan jy hoekom die wêreld in so gemors is? Want almal sê, jy word gevorm om te vertrou vanuit jou belewennisse in die verlede, wat mense gesê het, wat mense gedoen het, wat gebeur het, en dit is die vertroue wat ons het. Sien jy hoe verdraaid is dit? En nou sê ek 'n ding, kan nie verstaan hoekom mense die mense kan vertrou nie. Can you understand why people cannot trust people? Want ons lewe vanuit ons intuïsie. Ons vertrou vanuit jou intuïsie. Ja, maar ek het gesien. Nou luister die volgende woorde wat Santos Calvar geskryf het. Hy sê, trust starts with truth and it ends with truth. Trust starts with truth and it ends with truth. Wat sê die woord van die Here vir ons? John 14 verse 16, en ek glo daar sê op die bord, dankie Franet. Jesus said to him, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father by or through me. I am the way, I am the truth. It starts with truth and it ends with truth. I am the truth, I am the truth, and I am the life. Verstaan jy hoekom is ons wêreld so deur mekaar? Vers 10. Want nou kom hulle, wat vir die Vader? En hulle sê maar, hoe is dit moontlik? Wys vir ons die Vader. En nou sê hy, do you not believe that I am in the Father and the Father and that the Father is in me? What I am telling you, I do not say on my own authority and of my own accord, but the Father who lives continually in me does His work, His own miracles, deeds of power. Nou weet jy van wie praat hy? Hy praat van die skepper van hemel en aarde. Hy praat van God self. Hy praat van God wat in hom is alle dinge moontlik. Hy is die groot ek is. Want weet jy wat sê menslike intuïsie in terme van vertroue is? Kyk, evalueer, if you like it, do it. If you don't like it, push it aside. God sê ek werk op 'n ander manier. Werk op 'n ander manier. Nou vers 11, kom ons lees gou vers 11.
Believe me that I am in the Father and the Father in me. Or else believe me for the sake of the very works themselves. Believe me. 'n ander vertaling sê, believe me when I say that. Dis Jesus wat praat. Hebreërs 11 vers 1, ek het dit nie op nie. Wat sê Hebreërs 11 vers 1? Ons almal ken dit baie goed. Geloof is 'n vaste vertroue in die dinge wat ons hoop, 'n bewys van dit wat ons kan sien. Julle moet die Bybel weer gaan lees. Nie kan sien nie. Wie van u vertrou vanmôre nog vir goed wat jy reeds ontvang het? As jy dink klaar ontvang het, vertrou jy nog vir dit? My siekie pappa koop vir jou 'n groot rooi fiets. Hierdie stadium gaan hy vir my sê, regtig? Wat? Regtig? Groot rooi fiets. Groot rooi fiets. En van maande tot en met sy verjaarsdag, 'n groot rooi fiets, en is almal oor hy praat, 'n groot rooi fiets, want ek gaan 'n groot rooi fiets kry en my pa gaan my groot rooi fiets koop. En ken nie kinders. So 'n groot rooi fiets en hy het wit bande en hy het 'n groot sitplek en liggies voor en liggies agter en 'n groot rooi fiets. En dan kom die verjaarsdag en jy gee vir hom so 'n boksie. En hy vat die boksie en hy sê, nou wat is dit? Dan maak hy die boksie oop en hier's 'n pragtige ou kaartjie. Geluk my seun met jou verjaarsdag. Hier sit 'n 50 randjies in vir 20 randjies. Wat moet ek met dit doen? Dan loop julle in die voorhuis in, want ag, kom ons gaan sit so 'n bietjie en ons drink 'n koeldrank of 'n koffie. Jy kom in die voorhuis en hier staan 'n groot rooi fiets. En hulle gaan mal. Nee man, hulle is normaal. Hulle gaan besurk. Ek het 'n groot rooi fiets gekry, 'n groot. Verstaan nie. Maar na daai groot rooi fiets is daar nie meer daai vertroue nie, die hoop nie. Vertroue is nie net 'n eenmalige ding tot jy iets ontvang nie. Dis 'n daaglikse aksie wat plaasvind. Dis 'n daaglikse aksie wat plaasvind. Nou luister wat 2 Tessalonisense 3 vers 1, wat sê die woord van die Here vir ons? Verder broeders, bid vir ons dat die woord van die Here sy snelle loop mag hê en verheerlik word net soos by julle. En dat ons verlos mag word van die verkeerde en slegte mense, want die geloof is nie die deel van almal nie. Hy praat daarvan, hy sê nie almal is gelowiges nie. OK, maar die Here is getrou. Sê gou saam met my. Maar die Here is getrou. Ek doen nou soos wat pastoor Alwyn doen. Hy sal julle versterk en bewaar van die bose. Wie gaan dit doen? Pastoor Edmund, pastoor Alwyn en die kerkraad. Wie gaan jou versterk? Wie gaan jou versterk? Nou, hoekom probeer jy alles self uitwerk? It's God that's going to strengthen you. Is hy wat jou gaan versterk. Nee, pastoor op Sondagmôre. Nee. En ons vertrou.
En ons vertrou. 'n ander vertaling sê, deur die Here, 83 vertaling, deur die Here het ons vertroue. Nou sê, en ons vertrou aangaande julle in die Here, aangaande julle in die Here, deur die Here het ons vertroue in julle, dat julle doen en sal doen wat ons julle voorhou. Luister weer, en ons vertrou aangaande julle in die Here, dat julle doen en ook sal doen wat ons julle beveel. Dan sê hy in vers 5, kom ons lees dit. Mag die Here julle harte rig tot die liefde van God en die lydsaamheid van Christus. Mag die Here julle harte rig tot die liefde van God en tot die lydsaamheid, tot die volharding, tot die aanhou van Christus, tot die dag wat hy terugkom. En ek rig weer eens die gedagtes op vertroue, eerste op God, op sy seun Jesus Christus en die hulp van die Heilige Gees. Nie op ons intuïsie nie, dis nie verkeerd nie, jy leer sekere dinge. Jy kom op 'n punt, wat, en wie van u en ek, dit is nou 'n baie teer saak. Dames, julle moet ons lief hê in die liefde van die Here. Want julle agtergekom is, julle moet klaarmaak, dan vat dit langer as wat mans vat. My vrou, ek is nou op dun ys. En papa maak vinnig klaar, en mamma en Sena trek, en papa sê, ons moet ry, ons gaan laat wees. We are going to be late. En mamma trek nog 'n streep, en Boeta trek nog iets. Kom, ons gaan laat wees, kom nou. En naderhand is daar julle onder ons in die huis. Gebeur dit net in 'n pastorie? Prys die Here, die kerk is normaal. Dit is normaal. Maar net soos wat 'n ou vertroue het, en jy probeer jou huishouding reël, so moet ons terugkom by wat God wil hê ons moet doen. En hy wil hê ons moet 'n vertrekpunt hê om hom eerste te vertrou. En nie net dit wat die wêreld vir ons deurgee nie, want nou sê ek die kerk is normaal, maar almal het dieselfde probleem. Mamma vat lank, papa is gefrustreerd en die kinders hardloop tussenin. En dis wat met die wêreld gebeur. Ons sê, kom terug na God se plan toe. Die wêreld sê, nee, volg jou intuïsie vanuit jou belewenis uit. En wat gebeur tussenin? Die duiwel hardloop tussenin en hy krap almal deurmekaar. Hy gebruik die omstandighede. Nou weet jy, die Griekse woord van Tessalonisense wat ons nou gelees het, van vertroue, in Christus om vertroue te hê. Die woord, nou ek is nie om vanmôre Afrikaanse klas te gee nie, maar daar's 'n onoorganklike werkwoord en daar's 'n oorganklike werkwoord. Kom ek vertel gou vir u wanneer ons na die woord peitho kyk, wat vertroue is. Die onoorganklike werkwoord, en jy kry dit nie in die Afrikaans nie, dis net in die Grieks wat hulle dit vir ons deurgee. Onoorganklike werkwoord sê, ek is oortuig, ek het sekerheid, ek lewe in oorwinning, ek het oorkom, en ek het 'n innerlike sekerheid en 'n vertroue dat God my gekoop het deur die bloed van die lam. Ek is vrygekoop, ek is nuut gemaak, ek is op die plek waar die Here my wil hê, en ek lewe in oorwinning. Prys die Here, maar wie van u is daar? Weet hoe klink dit? Amen. Halleluja. Vertroue hê.
Petho. Die oorganklike werkwoord. Luister na die oorganklike werkwoord, want hy het 2 dele. Ek moet werkwoord sê, ek moet nog in oorwinning kom. Ek moet nog oorkom. Ek is nog nie heeltemal oortuig nie. En dan sê hy, iemand van gedagtes laat verander deur redenasie. Wat se redenasie? Om 'n ongelowige te redeneer om die blok, deur die blok, onder die blok, deur om by Christus uit te kom? Nee, dit beteken om mekaar te versterk, om by mekaar te staan, mekaar op te bou, en die wat nie seker is van waarheen hulle gaan nie, om te sê, my boetie, my sussie, hou aan, Jesus is getrou, hy sal ons deurvat, hy gaan jou optel, en jy sal dit maak in Jesus naam. Dis die oortuiging waarvan hy praat. 2 Korintiërs 5 vers 11, nou luister na hierdie vertaling. Hulle het hom vir ons in die ou vertaling, omdat ons dan die vrees van die Here ken. Wie ken die vrees van God? Vrees, as hy praat van vrees, praat van 'n heilige respek, praat van 'n grootheid, praat van 'n almag, praat van jy weet wie God is. Die ander vertaling sê, luister hier, vers 11, ons weet wat dit beteken, en is Paulus wat hier praat, ons weet wat dit beteken om die Here te dien. Ons weet. Nou wil ek vir u sê, wie van u was al in die tronk? Nou is daar beskeidenheid in die gemeente. Paulus sê, ek weet wat dit is om die Here te dien. Ek was al in die tronk gegooi daaroor. My lewe was al vervolg. Wie van u was al vervolg? Ek dink hier's 'n paar van u wat al vervolg was by die werksplek. Wat jy voel, Here, gaan ek lewendig uit hierdie saak uitkom? They are after me. Am I going to make it? Gaan ek dit oorleef? Gaan ek dit maak? Sien, want hier is die groot saak. As die Here sê, begin by my. Hy sê, ek weet wat dit is om die Here te dien, om die vrees van die Here te ken, beteken dit respek, agting, kennis. Ek dra die kennis van sy grootheid en sy almag. Ek vertrou God. Ek wag vir die ervaring en die sekerheid. Ek weet God kan my vertrou. Hier kom die vraag wat ek myself in die week gevra het. Ja, Here, ek vertrou U, maar kan God jou vertrou? Oei. Toe die Here dit vir my vra, in my stilte tyd, toe sê ek, oei, kan God jou vertrou? Can God trust you? And I'm talking not about anyone, I'm talking about a living, almighty, powerful God, the giver of life and death. He can take away life as well. Can God trust you? Kan God jou vertrou? Weet jy wat Jesegiel het gesê, o Here, werk net sagkens met my. U weet dat ek net mens is. As die grimmigheid sal ontvlam, sal daar niks van my oorbly nie. Wees my net genadig. Hier kom die volgende vraag, kan jy jouself vertrou? Dis 'n vraag wat die Here my gegee het. Kan jy jouself vertrou?
kan jy ander vertrou. Verstaan nie die woord wat vanmôre uitgekom, wat die Here sê, maar ek wil my gees hulp voorgee, hulp maak, kan ek jou vertrou? Want weet jy wat, as ons na die woord toe gaan, 2 Tessalonisense 3 vers 3, wat sê die woord? Hy sê, maar die Here is getrou. Hy sal julle versterk en bewaar van die bose. Hy is getrou. Nie kan hom vertrou nie, hy is getrou. Numeri 23 vers 19. Lees gou net vinnig saam met my. God is geen man dat hy sou lieg nie, en 'n mens se kind dat dit hom sou berou nie. Sou hy iets sê en dit nie doen nie, of spreek en dit nie waar maak nie? God sal. Volgende skrifgedeelte, 2 Timoteus 2 vers 13. As ons ontrou is, hy bly getrou. Hy kan homself nie verloon nie. 1 Tessalonisense 5 vers 23. Hy wat julle geroep, wat julle roep, is getrou. Hy sal dit ook doen. Pastoor, wat moet ons doen? Weet jy, in alle sake moet ons punt nommer 1 leer om God te vertrou omdat hy getrou is. En dit nie net te dink nie, ons moet dit sê. Here, U is getrou, ek vertrou U. Hoe meer jy dit vir jouself sê, hoe meer jy dit hoor, hoe meer gaan dit inslag in jou hart en in jou gees vind. Here, U is getrou, ek vertrou U. Tweedens, meer tyd in God se woord spandeer, want dit gaan jou vertroue opbou. Oordink die woord, bepeins die woord. Om tyd te spandeer in gebed. Pastoor, maar weet jy, ek is so besig. Sien nie waarvan ek praat as ek sê, kan God jou vertrou? Om jou tydsbestuur so te maak, al sê jy 10 minute 'n dag, 15 minute 'n dag, sit dit in jou dagboek, man, soos 'n afspraak en sê, Here, hier is ek vir 15 minute. Waaroor kan ek nie gesels? Dalk raak dit 'n halfuur, en dan 'n uur. Want jy sien, as jy op 'n plek kom waar jy God so kan vertrou, kan jy jouself begin vertrou. Want dan kom 'n verlange om na God se woord toe te gaan. Dan kom 'n verlange om te bid. En jy kan jouself begin vertrou, en omdat jy jouself vertrou, kan jy ander vertrou. Die wonderlikste voorbeeld, en ek gaan dit nie lees nie, van net hoor, maar Daniël 3 vers 15 tot 28, want ek gaan nou afsluit. En ek wil hê jy moet hoor, Sadrag, Mesach en Abednego is in 'n land saam met Daniël. Daniël word met tyd ook in 'n leeukuil gegooi, en die Here roep iets uit, maar Sadrag, Mesach en Abednego staan voor 'n ding dat die land roep iets uit. Daniel 3. Is ek reg? Ja. I'm not going to read it, maar ek wil hierdie voorbeeld gebruik. Dis so kragtige voorbeeld. Daniël, Sadrag, Mesach en Abednego is 3 ouens en vriende, en hulle is in die land, en hier kom 'n edik uit, die koning sê, hoor eens, ons gaan 'n beeld maak, julle moet die beeld aanbid, en dit kan baie goed voorstel. Maar hy sê, ek wil hê julle moet die beeld aanbid, as ons die musiek speel, die tamboeryne en die snaarinstrumente, dan moet julle almal voor hierdie beeld buig. En hier Sadrag, Mesach en Abednego. Punt nommer 1, hulle vertrou God, want God is getrou.
Hulle verhouding in die Here moenie nog op 'n plek van vind kom nie. Hulle weet waar hulle met God staan. Hulle weet God is almagtig. Hulle weet God is hoog en verhewe. Hy is 'n redder, hy's 'n formeerder, hulle weet dit. Onoorganklike werkwoord. Hulle weet dit. En hier staan hulle in die musiekinstrumente, amper krykie orkes, maar toe maar. Om te jam. Kom aan bid. Val op jou knie. Hier staan hulle. Daar's nie manier. There's no way. Die koning roep hulle, hy sê, manne, kom asseblief vorentoe, come hither. Hulle staan voor hom, hy sê, weet julle wat? Hy sê, ek het 'n edik gemaak, ek kan dit nie breek nie, is my woord, val voor hierdie beeld neer. As die musiek speel, aanbid. Maar jy sien, hulle het nie net vertroue in God gehad nie, hulle het vertroue in hulle self gehad. Hulle het geweet waar hulle met God staan. Weet jy waar jy met God staan? Ek vra vanmôre diep vraag, weet jy waar jy met God staan? Ek vra dit vir die kerk, want weet jy wat, baie keer weet ons nie waar ons met God staan nie. Ons lewe vanuit sien, ons lewe vanuit belewenis. Ek het die Here gevra, en hy het dit nie gedoen nie. Nou weet ek nie of ek die Here kan vind. Man, jy moet weet in jou hart en in jou gees. God laat alle dinge meewerk vir die wat hom liefhet, in hierdie lewe en in die volgende lewe. Hier staan hierdie 3 manne. Boy, as die koning ons hoor wat jy sê, maar ons gaan nie buig nie. Die God wat ons dien, is die almagtige, hoogverhewe God. Sou u dit kon sê of sou u gefaal het? Dat jy jouself nie eens kan vertrou nie. Die koning sê, julle besef, as julle dit nie doen nie, gaan ek julle in daai vuuroond gooi. Nee, koning is reg, ons buig maar. Nee. Hulle vertrou hulle self en hulle vertrou mekaar. Hulle het vertroue in die mense wat saam met hulle die pad stap. Jy sien, onoorganklike werk. Hulle weet waar hulle staan. Weet jy wat, dit maak nie saak of dinge nie regloop nie, maak nie saak of dinge nie uitwerk nie. Saam sal ons die Here dien. Ek weet wat, ons sal die Here dien. Ek staan by jou en jy staan by my, gaan dalk nie altyd maklik wees nie, en dit gaan lyk asof die duiwel tussenin kom, want op hierdie stadium werk ons op die wêreldse stelsel. Ek moet net sien, ek moet evalueer, ek moet intuïsie hê. En daarop neem ek my besluit. Nee, ek neem my besluit op grond van dat God getrou is. Die koning sê, okay, hy sê, speel die musiekinstrumente, klink soos 'n groot jam, en almal val neer, en hier staan hulle 3. Die koning sê, wat sê die woord? Koning het kwaad geword. Weet jy, julle krap my hele prentjie deur mekaar. Ons kan nie 'n mooi skildery maak nie, man. Wil graag hê hulle moet dit verf, laat ons kan sien wie het almal gebuig. Hulle sê koning, jammer. Hulle vertrou God, hulle vertrou hulle self en hulle vertrou mekaar. Maar nou luister mooi wat gebeur. Hy sê, as julle dan nie maak, hy oond 7 maal, hoeveel maal? 7 maal warmer. Selfs die fris manne wat daar gestaan het, toe hulle ingooi het gesterf. Hulle sê, die God wat ons ken, is by magte om ons te red. Voor 'n ander buig. Maar al red hy ons nie, sal ek nie voor 'n ander buig nie.
Dis vertroue in 'n God van hemel en aarde. Hoorie wat ek vanmôre vir julle sê. Dis die plek waar die kerk moet uitkom, to have trust in the God of all, Yahweh. Abba Vader. So ons red wonderlik, so ons nie red nie, gaan nie buig nie. Dan is dit so, ek vertrou in hom. Weet jy wat gebeur? Die koning sê, gooi hulle in, en hy gooi hulle in, en terwyl voor hulle die res van die saak kan doen, om 'n voorbeeld van te maak, sê die koning, hoor hierso, was daar nie 3 ouetjies gewees nie? Wel koning, ek weet nou nie van jou nie, maar nou is daar 4. Hy sê, ja, ek kan sien, en die een lyk soos die van 'n godeseun, maar ek wil vandag vir jou sê, as jy jou hart uitmaak, God kan jou vertrou, en jy vertrou hom, wil ek vir jou sê, staan jy 'n baie groot kans, dat God vir jou 'n bonatuurlike wonderwerk sal doen, en as hy dit nie doen nie, dan gaan ons buitendien na die bonatuurlike toe, en ons gaan huis toe. We are going home. Ek sê, Here, Lord, help me. Help me. I want to trust in you, but more than that, I want you to trust me. Weet jy wat, dis 'n besluit om God eerste te sit. Ek wil vir jou sê, dis nie die maklikste ding wat daar is nie. Maar ek wil vir jou sê, as ons die wêreldse stelsel vertrou, gaan ons moeilikheid kry. Ek sluit af. Want weet jy waar is die bevestiging? Dat ons God kan vertrou. Jesus moet nie nog kom sterf nie. Hy het klaar gesterf. Nie nog opstaan nie. Hy het reeds opgestaan. He already rose from the grave. En weet jy wat, binnekort hierdie naweek wat nou kom met ons Paasvrydag en Opstandingssondag, weet jy wat is die wonderlikste van alles? Hy het opgestaan. En hy het na die Vader toe gegaan. En die engele het vir hulle gesê wat gestaan en toe kyk het, net soos hierdie Jesus gekom het, so gaan hy terugkom. Dis in hierdie boek bevestig en vasgelê. Daarom kan ek en jy God vertrou met ons hele hart. Ek vra vanmôre die vraag. God loves you. Hy het jou lief, want sy seun het die prys kom betaal, sodat jy gered kan word en vernuwe en verander kan word. Ons kan hom vertrou, want hy bly getrou. Hy bly getrou. Kan God jou vertrou? Hier is die vraag, kan God jou vertrou? As jy sê, pastoor, ek is nie seker of God my kan vertrou nie, weet jy waar is die vertrekpunt? Maak seker dat jou lewe reg is. Dat jy jou lewe reg maak met Jesus Christus. Seker maak jy's op daai plek. Om te bely, Here, ek weet jy is getrou, ek vertrou U. Ek vertrou U. Elke dag. Die woord te lees, te bid.
maar ook 'n besluit te neem om mekaar te vertrou. Jouself te vertrou. Staan saam met my vanmôre. Gaan vra dat die orkes vorentoe kom.